Ok, kyk bietjie wat sê hy. Dit was algemene kennis gewees in die Romeinse tyd, dat wanneer iemand 'n kruis gedra het, en hulle het gesien, hy dra 'n kruis met die Romeinse soldate wat om hom was, het hulle geweet, hierdie ou is op pad om te sterf. Dit was soos om 'n doodsvonnis oor jou uitgespreek te. In Amerika sien ek doen hulle roep daar uit, daar's 'n ou wat as hierdie ou op pad is om ge-electrocute te word of om gehang te word of wat ook al, dan is daar ou wat daar loop en skree, dead man walking, dead man walking. Wat sê hy? Wat sê daai man? Hy sê dat hierdie man is op pad om te sterf. En dit is wat dit beteken. Wanneer ek my kruis opneem en Christus volg, dan beteken dit ek sterf aan myself. It was common knowledge during the ministry of Jesus that anyone that's carrying a cross was sentenced to death. Taking up the cross is a metaphor of death to self. Is 'n metafoor dat ek is besig om te sterf. I'm a dead man walking. En ek weet hier soos van ons brothers daar in Suid-Afrika en hier so in Namibië is ook 'n groep dead man riding. Hulle het daai Galasiërs 2:20. Wat sê Galasiërs 2:20? Kom aan, tik gou daar vir my, Galasiërs 2:20. It's no longer, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en myself vir hom oorgegee het. Dis presies waaroor dit gaan. Dis nie meer ek wat lewe nie. Met ander woorde, volgende keer, as mense jou sleg sê, in plaas van om jou meer te verloor en alles te wil stikkend slaan. Here, help my, hoe gaan ek hierdie situasie hanteer? Kan julle onthou, ek wil jou gou vra, kan jy onthou so 'n hele paar jaar terug, het jy so 'n silikon bandjie gekry wat jy hier om jou arm gedra het? Van die ouer garde sal dit seker onthou. En op die bandjie het goed gestaan, WWJD. Kom aan. Wat beteken WWJD? What will Jesus do? Jy sien, miskien, dit was 'n goeie illustrasie gewees om jou mindset op 'n plek te kry. Maar, ons moet die mindset ding is dat as ek in 'n situasie kom, laat ek vir myself kan vra, wat sou Jesus in hierdie situasie gedoen het?